Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ons is dankbaar dat die Here vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het en die gebed van my hart is dat ons die Here ook in hierdie dag sal verheerlik. So vriende, vanmôre staan ons stil by die 9de gebod wat handel oor jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Dit is baie belangrik om te sien dat hierdie 9de gebod ook 'n baie belangrike gebod is in die wet van die Here, juis omdat mense met mekaar kommunikeer. Ons kan nie mekaar verstaan as ons nie mekaar hoorbaar kommunikeer nie. Ons weet daar is die uitsondering op die reël as iemand miskien doof is, dat daar handgebare gebruik word, maar die deursnee mens kommunikeer met woorde. En ag vriende, ons woorde is dit waardeur ons geoordeel gaan word, sê die Bybel, of verontskuldig gaan word. Daarom sê die Bybel vir ons, laat julle woorde altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Efesiërs 4:29 sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Daarom is het belangrik dat ons vanmôre sal kyk na hierdie 9de gebod, want vriende, u sien, die 9de gebod gaan juis oor die gedagte dat mense hulle woorde gebruik het om valse beskuldigings van ander of teenoor ander te gee. En dit het geweldige probleme veroorsaak onder die volk Israel, en ons sien dwars deur die kerkgeskiedenis en in die wêreldgeskiedenis en selfs vandag in die kerk van die Here en in die wêreld, mense wat leuns vertel oor ander, mense wat valse stories versprei van ander, en wat 'n geweldige impak dit nie net op daardie mense se lewens het nie, maar ook in die omgewing waarin hulle self bevind, hulle familie, vriende, werkkring, en so kan ons dit uitbrei. Vriende, daarom is het belangrik dat ons sal sien wat die Here oor hierdie saak vir ons wil kom leer. Kom ons kyk gou na 'n uitbreiding daarvan in die Ou Testament. Deuteronomium 19 vers 15 sê, een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde, by enige misdaad wat hy begaan het. Op die verklaring van 2 getuies of die verklaring van 3 getuies sal 'n saak van krag wees. Beteken nie, vriende, dat as daar 'n verkeerde ding plaasgevind het, niemand mag iets sê daaroor nie. Die Bybel praat hiervan in besonder as iemand kwaadwillig optree teenoor die ander ene. Wanneer daar 'n intensie is om 'n ander een se naam swak te maak of iemand te beskuldig van iets wat hulle nie gedoen het nie. Vers 16 gaan aan, Deuteronomium 19 vers 16. As 'n kwaadwillige getuie teen iemand optree om van 'n oortreding teen hom te getuig, dan moet die 2 manne wat die regsaak het gaan staan voor die aangesig van die Here, voor die priesters en die regters wat daar in die dae sal wees. En die regters moet ondersoek doen. En as die getuie 'n valse getuie het, hy vals teen sy broer getuig, dan moet julle met hom doen soos hy gedink het om met sy broer te doen. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. En die ander moet dit hoor en vrees en nie meer verder by jou so iets verkeerds doen nie. Jy sien, die Here het 'n geweldige hoë premie geplaas op hierdie saak en gesê valse getuies moes eintlik uit die midde van die volk Israel uitgeroei geword het. Hulle moes 'n geweldige straf ondergaan het, want kwaadpratery skend die karakter van die ander ene. Dit het verrykende gevolge, nie net op die persoon se lewe nie, maar op sy familie en vriende, werkkring, en so kan ons aangaan. Daarom belangrik dat ons dit nie sal doen nie. Ag vriende, ons dink aan die pinnacle van hierdie gebod wat oortree is. Die toppunt van die vergryp aan hierdie gebod was gewees in Matteus 26 vers 59 tot 61, waar ons lees hoe hulle valse getuies teen Jesus gebring het. Daar staan in die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuies teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. Vers 61, maar op laas kom daar 2 valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Jy sien, die probleem was gewees, hulle het net 1 of 2 nodig gehad om die skare aan te hits, want die meeste mense wil nie vir hulle self dink nie. Hulle hoor 'n storie, hulle glo 'n storie, en hulle is kwaad vir almal en alles, en hulle wil nie met daardie persoon praat nie. Dis die probleem van ons tyd, die boosheid van ons tyd. En gewoonlik kom hierdie ding terug na jou toe. Want jy sien, daar is 'n ou spreekwoord wat vir ons leer, what goes around comes around. En dikwels is ons lief om stories van ander mense te versprei, as na ons kant toe kom, dan is ons diep seer gemaak, en ons voel veral verontwaardig, en hoe kan mense so met my maak? Miskien moet jy jou eie hart ondersoek en jouself vra, hoeveel keer doen jy dit net nie met ander mense nie? Jy sien, dit is wat die Here in hierdie gebod vir ons probeer leer, dat ons moet ophou daarmee. Dat ons nie hierdie sonde moet doen nie, want dit bring skade in 'n gemeenskap, in 'n gemeente, onder familie, onder vriende, en so kan ons aangaan. Die Here sê vir ons in Jakobus 4 vers 11, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Kan u sien, die gebod in die Ou Testament, die 9de gebod, word herhaal in die Nuwe Testament. Moenie van mekaar kwaad spreek nie. Jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie. Die Bybel gaan verder en hy sê in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5,
In die laaste dae sal daar swaar tye kom, mense sal liefhebbers van hulle self wees. Vers 3 sê kwaadsprekers, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Hierdie gebod word oor en oor herhaal. 1 Timoteus 5:19, moenie 'n beskuldiging teen 'n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. Bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Vriende, daar is verhaal op verhaal in die kerkgeskiedenis, in die Bybel, voorbeeld op voorbeeld, van mense wat kwaad gepraat het van ander, en die hartseer gevolge, en later het dit uitgekom dat dit nooit die waarheid was nie. Die Here Jesus, soos reeds vir u gesê, was eintlik die toppunt van hierdie vergryp aan hierdie gebod, waar mense kwaad gepraat het van Jesus, en dit was nooit so gewees nie. Daarom sê 1 Petrus 2 vers 1, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. U sien, dit is my hartseer as ek hoor hoe mense sommer maar net lukraak van 'n ander een praat. Hulle het nie 'n selfondersoek ingestel nie. Hulle het nie die vrymoedigheid om na die persoon te gaan van wie kwaad gepraat word nie. Hulle het nie die vrymoedigheid om die telefoon op te tel en te sê, luister, Gerard of Ethel of wie ook al die naam is, ek hoor hierdie ding, ek wil net weet of dit waar is nie. Mense is baie lief om, soos die Engelsman praat, te gossip. Mense praat graag kwaad van ander, hulle gee valse getuienisse, en ag vriende, my bediening het ek al 'n paar keer onder hierdie ding deurgeloop. En wat vir my hartseer is, die Bybel sê ons mag nie 'n beskuldiging van 'n ouderling of teen 'n ouderling aanneem, behalwe op die getuienis van 2 of 3 nie. Daar is mense wat, omdat hulle vies is, omdat jy hulle aangespreek het oor sonde, 'n storie van jou versprei, en almal glo dit graag, en dis die hartseer van 'n gemeente, is die hartseer van huisgesinne, van familiekringe. Ek dink is tyd dat ons vrymoedigheid sal neem om teenoor mekaar te praat en te sê, meneer Gerard, ek het gehoor dat mense hierdie ding van jou gesê het, is dit waar? Hierdie was die mense wat hierdie storie versprei het, en glo my, in my bediening het ek dit al 'n paar keer gedoen, waar ek die partye bymekaar bring. Wanneer ek hoor iemand kom en hulle sê vir my, hierdie een het dit gedoen, bel ek die mense, ek sê, kom ons kom bymekaar en ons praat hierdie ding uit, sodat God verheerlik kan word, sodat sy koninkryk uitgebrei kan word, sodat nie skade en skande op die naam van die Here kom nie. Die Here sê in Psalm 101 vers 5, daar staan, hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie. My oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Hy wat bedrog pleeg, mag binne my huis nie bly nie. Wie leuns praat, kan voor my oë nie bestaan nie. Kan u hoor hoe streng God in sy woord is oor hierdie saak? Moenie van jou naaste kwaad spreek nie. Moenie valse getuies versprei van jou naaste nie. Moenie valse gerugte versprei van hom nie. Moenie hierdie betrokke raak in hierdie boosheid, vriende, wat soveel hartseer, skade en skande in die kerk en buite die kerk al gebring het nie. Psalm 15 vers 1 sê vir ons, die Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Daarom met sy hart die waarheid spreek. Wat die rondgaan met laster op sy tong, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. Wat staan ons te doen as kinders van die Here? Vriende, in plaas van om valse getuies te versprei, in plaas van om deel te raak van 'n kinderstorie, in plaas van om 'n ander een se naam sleg te maak, in plaas van om beter te lyk in die geselskap deur een of ander dom ding te sê oor 'n ander persoon, en jy weet is van alle waarheid ontbloot. As jy bely jy behoort aan die Here, as jy ongered is, gaan jy nie worry nie. Dan wil ek vir jou sê, gaan jou oordeel kom op sy tyd. Ek bid dat jy jou sal bekeer voor die oordeel kom. Maar as jy kind van die Here is, gaan God jou tug. En daarom, wat staan ons te doen? In plaas van om valse getuies te versprei en valse gerugte te versprei. Jakobus 1:19. Sodat my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Vra jouself die vraag af, waarom het ek een mond en twee ore? Jy moet 2 keer soveel luister as wat jy praat. En ons doen net die teenoorgestelde. Ons praat 2 keer meer as ons luister. Mense is nog besig om te praat, dan val ons hulle al in die rede. Vriende, ek vra u, ek pleit by u. Moenie dink u weet alles. En moenie dink dat u in elke gesprek iets moet sê, of lief is om ander mense te bespreek nie. Vra die Here vir wysheid, dat jy en ek stadig sal wees. Ja, sonde moet aangespreek word, ek stem saam. Gaan praat met die oortreder, as hy nie wil luister nie, gaan praat met iemand anders, dit is 'n Bybelse beginsel. Vra vir hulle, bid saam met my, kom saam met my na hierdie broer, dat ons met hulle kan praat, dat hulle boosheid kan los. Ons moet dit doen.
Maar hoor wat die Bybel sê. By veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie. Maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Dan in ons gemeente, is lief om te sê, baie praatjies, maak baie gaatjies. Dis presies wat Spreuke 10:19 vir ons sê. By veelheid van woorde oortbreek die oortreding nie. Vriende, ek pleit by jou. Wees stiller. Begin minder praat. Begin meer bid. Vra die Here vir groter wysheid, wanneer jy jou mond wil oopmaak oor 'n ander ene. Wanneer jy sonde moet aanspreek, wees grootmoedig om met daardie persoon te praat. As jy nie wil luister nie, volg die Bybelse raad van Matteus 18, gaan praat met ander, vra hulp, bid saam met mense, sodat hierdie saak opgelos kan word. Maar pas op, dat jy valse getuienis die jou naaste spreek. Spreuke 13:3, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. 'n Laaste vers, dan sluit ek af, Spreuke 21:23. Hy wat sy mond en sy tong bewaar sy siel van benoudhede. Daarom is die gebed van my hart dat ons nie valse getuienis teen ons naaste sal spreek nie. Vriende, kom ons doen moeite om ons woorde, wandel en lewe met die Here en ons naaste rein te hou. En die Bybel sê dat ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand, ons naaste soos onsself. Mag God ons daartoe help, dat ons meer sal luister en minder sal praat en meer sal wees soos Jesus. Baie groete, baie seën, mag die Here vir u dan ook van krag tot krag neem en u wandel met hom. Mooi dag verder, tada.